Goeiedag en welkom. Vandag kyk ons na 'n paar bronne oor Osaka se Taisho-wijk. Dis nou daardie area wat so deur water omring is, amper soos 'n eiland daar binne in die stad. Ons gaan probeer om die mees boeiende stories en, die verborgde juwele uit hierdie materiaal vir jou uit te lig. Inderdaad. En wat dadelik opval is hoe hierdie bronne laag op laag van geskiedenis wys. Ons praat van die heel vroeë ontwikkeling, groot industriële oomblikke, maar ook, die baie persoonlike dinge, selfs tragiese stalties. So ja, kom ons kyk wat maak hierdie plek nou eintlik so besonders volgens die notas wat jy het. Fantasties. So, die eerste ding wat my regtig getref het, is hoe sentraal water is. Dit was verlang, effektief 'n eiland. Jy kon net per boot daar kom. So, daardie Taisho-brug in 1915 moes 'n reuse verskil gemaak het. Absoluut. 'n regte waterskuiling kon 'n mens sê. En die naamgewing is ook nogal insiggewend, né? Die wijk is na die brug vernoem, nie andersom nie. Spesifiek om die begin van die Taisho-era te vier, wat van 1912 tot 1926 geloop het. O, interessant. Ek het gedink die brug is dalk na die wijk genoem. Nee, andersom. En die brug self, volgens jou bronne, het hierdie versteekte musikale ding. Die sypaadjie lyk soos klavierklawers en die reëlings, glo dit as jy wil, is ontwerp om soos bladmusiek te lyk. Blykbaar Beethoven se ode aan vreugde. Vragies. Klavierklawers en Beethoven op 'n brug. Dis nogal uniek. Ja, 'n charmante detail. En dit verbind natuurlik die wijk wat sy oorsprong te danke het aan mense soos Nakamura Kansuke, wat reeds in die vroeë Edo-tydperk daar begin ontwikkel het. Goed, maar dis waar die prentjie regtig kompleks raak, né? Want die bronne wys soeke dramatiese kontraste op. Presies. Dis dalk die kern van Taisho se verhaal. Kyk, aan die een kant was dit hierdie toonbeeld van modernisering in Japan. Dink aan Japan se heel eerste openbare vliegveld, die Kisugawa vliegveld, was hier. Een dokument noem selfs General Motors. Hulle het 'n aanleg hier gehad, vroeë motorvervaardiging. General Motors in Osaka, wow! Ja, en dan die Osaka Bosseti maatskappy, belangrike ouens soos Shibusawa Iichi het glo geld daarin gesit, hulle het die spinbedryf gemoderniseer en hulle het glo sulke helder nagligte gehad, die fabriek, dat dit 'n so toeriste aantreklikheid geword het. Mense het kom kyk. Dis fascinerend, daardie beeld van vooruitgang van lig. Maar dan, soos jy sê, is daar die ander kant wat die materiaal noem, die donkerder verborge geskiedenisse, 'n geheime fabriek onder 'n rivier. Ernstig? Ja, dis 'n aangrypende stukkie geskiedenis uit die Tweede Wêreldoorlog. Die navorsing beskryf hierdie ondergrondse fasiliteit onder die Shirinashi rivier. Hulle het vliegtuigonderdele daar gemaak. En die storie loop dat die werkers haikus, daardie kort Japanse gedigte, op die mure gekerf het. Blykbaar is 'n deel van daardie tonnel vandag nog daar, bewaar. Haikus in 'n geheime oorlogstonnel, dis nogal 'n sterk beeld. Baie sterk. En dis nie al nie. Daar is ook die onbevestigde stories. Gerugte van 'n ou regstellingsplek naby Mitsumata. 'n Geskiedenis wat moontlik doelbewus verswyg is. Dit wys jou net hoeveel lae hier is om oop te krap. Definitief. En dit lyk of hierdie tema van verborgde stories ook op 'n baie persoonlike vlak afspeel. Ek dink nou aan daai kafee selfmoord en die spookstasiebestuurder waarvan die bronne praat. Ja, presies. Daardie staaltjies gee dit 'n menslike dimensie. Die kafee selfmoord by die Tsurumachi-brug, 'n tragiese liefdesverhaal uit daardie Taisho-era. Blykbaar is daar steeds ekho's daarvan, soos 'n kafee wat doelbewus die styl van daardie tyd probeer naboots. So die storie leef voort. Dit leef voort. En dan die storie van die verlate Taisho-brugstasie se stasiebestuurder. Sy sakhorlosie is dekades later gevind, gestop, presies om 11:59. Dis hierdie soort verhale wat die plek, boonbehalwe die groot historiese gebeure, so 'n gevoel van misterie gee. So, hoe word hierdie gelaagde geskiedenis vandag ervaar? Maak die bron 'n melding van hoe 'n mens dit nou kan beleef? Beslis. En dit is interessant hoe hulle dit doen. Hulle maak die verlede aktief deel van die ervaring vir besoekers. Die materiaal beskryf byvoorbeeld 'n donker
toer. Jy gaan deur daardie oorlogstonnel met olielampe en alles. Nogal atmosferies, kan ek my voorstel. Sjoe. Daar's ook 'n AR-toepassing, dis nou verrykte werklikheid, waar jy jou foon gebruik om die spookstasie te sien of te visualiseer. Regtig, met jou foon. Ja, en jy kan selfs werkswinkels bywoon om klein vuurwerke te maak. Dit herinner aan die Edo-tydperk toe daar vuurwerkmakers in die area was. En vir die brawe siele is daar 'n pittige uitdaging by die multikulturele straat. Dit verwys glo terug na 'n ou markkompetisie tussen kimchi en takoyaki verkopers. Kimchi teen takoyaki, dis briljant. Ja, dit gaan oor daardie interaktiewe elemente, die kans om aan die geskiedenis te raak, jy weet. Dit maak die area vir jou, of jy nou 'n toerist is of net belangstel in geskiedenis, so ongelooflik boeiend. Dit klink beslis so. So, Taisho-wijk is duidelik veel meer as net sy industriële geskiedenis of die feit dat dit deur water omring word. Dis 'n plek waar die groot historiese kragte, ontwikkeling, oorlog, modernisering eintlik net die agtergrond vorm vir wel ontelbare persoonlike, soms vreemde en dikwels versteekte stories. Stories wat wag om ontdek te word. Dit laat 'n mens nogal wonder, né? Hoeveel sulke verborgde geskiedenisse, groot en klein, triomfantlik en tragies, lê net onder die oppervlak, oral om ons, in die plekke wat jy elke dag sien of besoek. Dis definitief iets om saam met jou te neem en 'n bietjie oor na te dink.